Broers en susters, uit die woord van die Here vanmôre, Hebreërs 12. 'n bekende gedeelte, jy het dit al gelees, ek dink veral ouers wat kinders het. Jy het dit in die polslag gesien, ook in die preekboekie wat ons jaartemas en ons weeklikse temas uiteensit. Ons gaan saam met dit uit die katekismes ook lees. Maar eers Hebreërs 12 vanaf vers 1 tot aan die einde van die hoofstuk. Nee, net tot vers 13, ekskuus. 1 tot 13. Die opskrif van hierdie gedeelte in Hebreërs 12, maak asseblief die Bybels oop voor u. Ek lees uit die 83 vertaling. Is ons oog moet op Jesus gefestig wees. Ons het dit nou gelees en gebid dat ons Jesus voor oë het. En ons het 'n prentjie in ons kop van Jesus en wat hy gedoen het. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Hou vas, ons gaan weer hierby kom, die sonde wat ons so maklik laat struikel. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Ons kom weer by hierdie woord. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En ons fokuspericoop volg nou vanaf vers 4. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. Wanneer ons verder lees, broers en susters, Here praat met ons, kom ons stel onsself voor hom en ons oorweeg, waar staan ek met wat ek hoor? Is dit waar vir my? Julle het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. Dis harde reguit woorde. My kind. Merk op hoeveel die woord kind of kinders hier gebruik word. Moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie, want die Here tug hom wie hy liefhet. Hy straf hom wat hy sy kind aanneem. Verdra die tug as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. Is daar iemand, miskien is daar 'n kind wat nie deur sy ouers getug word nie? As julle nie getug word soos al die ander nie, dan is julle nie werklik sy kinders nie. Verder moet ons aardse vaders, het ons hulle gehaat wat ons getug het, en ons het vir hulle eerbied gehad. Sal ons nie des te meer ons aan die hemelse Vader onderwerp en lewe nie? Ons vaders het ons wel vir 'n kort tydjie na al goeddinke getug, maar hy tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lewer dit egter vir die wat daardeur gevorm is 'n goeie vrug. Vrede, omdat hulle gehoorsaam is aan die wil van God. Versterk daarom die slap hande en die lam knieë en loop die reguit pad. Dan sal wat lam is nie uitlet raak nie, maar gesond word. Volwasse word, groei. Broers en susters, wie van u het nog 'n psalmboek by die huis? Seker die meeste. Ons bring dit nie meer saam nie, want ons sing dit van 'n skerm af. Maar ek wil u aanmoedig, ek het dit op die mannekamp ook vir die broers en die seuns gesê. Seker een van die kosbaarste boeke wat jy kan besit, want na die liedere het ons die belydenisskrifte en die formuliere. Ons gaan nou die katekismes lees, en nie seker baie lanklaas dit gelees. Dalk onthou jy toe die belydenis afgelê het,
vir die meeste van ons paar jaar terug. Die katekismes veral, die ander belydenisskrifte ook, gee vir ons 'n stuurwiel op die Bybel. As jy nou net begin wil Bybel lees, waar weet ek wat om te lees? Maar die vrae en antwoorde van die katekismes rig jou. Dis die hele evangelie in 'n neutedop. Dis die waarheid van die Bybel. Hou hom langs jou bed, lees elke aand of oggend 'n paar sondae. En dan gaan vir jou weer 'n openbaring oopgaan. Besluit om dit te doen. En laat nie net stof vergader nie. Ons skrifgedeelte wat ons gelees het, het ons op 2 maniere gebring by die begin van alles. Adam en Eva, wat deur God geskep is in die tuin, en die sondeval wat daarna plaasgevind het. En kom ons hoor net, hoe word in die katekismus net vir ons oopgemaak, want ons moet met hierdie is ons oor 'n ingangsportaal in die prediking om die boodskap te verstaan. Ons moet reg begin by ABC. Sondag 1. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En dis interessant, broers en susters. Dis 'n leerboek, maar hy begin nie met 'n verstandvraag. Wat dink jy, wat verstaan jy onder die uitverkiesing of die drie-eenheid nie? Hy kom met 'n hartsvraag. God se liefde is aanvanklik voorop wanneer ons hier begin lees. Wat is jou enigste troos? En nou sal ons kan vra, maar hoekom hierdie vraag? Wie troos nodig? Wanneer troos jy iemand? As jou kind seer gekry het, dan troos jy. Iemand wat hartseer is of iemand wat bang is ons dan hartseer. En dis wat ons nou moet verstaan, ons vertrekpunt. Die antwoord, daar kom dit. Dat ek met liggaam en siel in lewe en sterwe, nie net in hierdie lewe nie, ook in die ewige lewe, nie aan myself nie, maar my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Broers en susters, hierdie sin is die fundament van ons lewe. Ek is nie 'n weeskind wat nie aangeneem is nie. Ek behoort, ek is kind, ek is eiendom. Ons wil so graag eienaars wees. Ek is eiendom van Jesus. En dan volg dit daar, met sy kosbare bloed gesterf, uit die duiwel oorwin en aan die einde. En daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe. As u wat vanmôre hier sit en almal wat inluister weet, ek glo in Jesus Christus met my hele hart en ek neem hom aan en hy het in my plek betaal vir my sondeskuld, is jy verseker van die ewige lewe. Ons kom net nou terug daarna. Hy het my daardeur ook van harte gewillig en bereid gemaak om vir hom te lewe. Doet hy self? Gewillig, van harte bereid. En dan die ABC, hoeveel dinge moet ons weet om salig te leef in hierdie troos? Ken my sonde en my ellende. Weet ek is daarvan verlos deur Jesus Christus en nou is ek dankbaar. Jy kan maar die antwoord opsit, Werner. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Sondag 2. Hoe ken ons ellende? Hoe weet ons? Die wet van God. Sy woord. Ons moet dit ken. Ons moet dit lees. Wat eis die wet? Die groot gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele siel, krag en verstand en die naaste soos jouself. Kan ek dit nakom? Vraag 5. Nee. Ons kan nie. Want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Dis harde woorde. Dis die sonde klad, die smet wat in ons almal agtergebly het, almal wat 'n naaltjie het. Wat gebore is met erfsonde gebore. Het God die mens dan so verkeerd geskep, Sondag 3? Is dit God se skuld? Nee. Nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep.
sodat ons hom saam in die paradys kon lief hê en dien en loof en prys. En waar kom hierdie verdorwe natuur vandaan? En hier is die kern. Ons, van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste voorouers, Adam en Eva in die paradys, daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvange gebore word. Almal. Inherent sondig. Nou is ons dan so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie? Ja. Tensy ons deur die Gees van God weer gebore word. En dis hoe u hier sit. Wedergebore kinders van die Here. Die feit dat jy kan glo en die woord verstaan en volg, sê die Heilige Gees bring dit in ons. Vanmôre se tema 'n ironiese stelling dalk. God tig ons, sy kinders, uit liefde. Ons het gelees in Jakobus 1 vers 1 hoor ons ook van blydskap en beproewing wat ook ironies klink. Ons verstaan dit nie lekker nie. Rolf vanmôre hoor hoe hy ons troos en tig. Daar's net so 'n prentjie wat ek moes plaas. 'n Pa wat vir sy seun die Bybel gee om hom te leer, maar hy keer die pile van die bose af. Die geveg buite ons. Die kinders moet groot gemaak word om hierdie stikkende wêreld te trotseer. Broers en susters, ons het hierdie baie nodig, hierdie waarheid wat die Bybel duidelik stel van as God ons stig, is hy uit sy liefde vir ons. Want ons leef in 'n wêreld wat hierdie waarheid nie net verdraai nie, maar verwerp. Verag. God word nie meer geken in die sondige wêreld om ons nie. Watter verskeie gelowe daar ook al mag wees. Nêrens word die woord van God meer gelees nie, ons durf nie, want hierdie sondige wêreld, die mense, het van God af weggedwaal en is met dwaalleer besig. Hulle die onbybelse denke dat die sondeval eintlik niks gemaak het aan die mens nie. Die mens is nog steeds inherent goed. En daarom het hy alle regte. Dis wat die duiwel Adam en Eva mee verlei het in die paradys. Julle sal God wees deur alles te ken, en dis die grootste versoeking. En as jy God is en heers en regeer, dis wat die wêreldleiers doen, en baie mense in hulle eie gesindheid, eie wil, eie reg, met menseregte, moet ons nie getuig word nie. As ons dan so goed is, en sterk is, en slim, hoekom moet ons dan tereggewys word? Dis die skewe denke van die wêreld, en dit beïnvloed ons. Vers 4 1 en 4 bring hierdie tema in konteks. Maar ons wat hier sit, glo, ons is wedergebore, ons kan weerstand bied teen die sonde. Is dit waar? Vers 4. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat vir julle stryd om lewe of dood geword het nie. Het ons? Die Griekse woord beteken, word vertaal met resist, Engels, opponeer. En vanaf vers 1 is die beeld van 'n wedloop, maar hierdie opponeer, hierdie weerstand bied is soos in 'n oorlog. Ons sien elke dag op ons skerms oorloë. In 'n oorlog maak die soldate mense dood, of jy word doodgemaak. Die bloed vloei in 'n oorlog. Dis nie ligtelike saakies nie. Dis wat beteken, is ons so teen die sonde en die duiwel teen ons elke dag, soos 'n oorlog. Hy is my vyand. Ken u iemand wat
gesterf het, doodgemaak is vir sy geloof of haar geloof, omdat hulle Jesus bely. Ek dink nie ons ken iemand nie, in die vervolgde lande is daar sulke mense. Ons kan daarom nog vry hier sit en God aanbid. Al die apostels was martelare, wreed doodgemaak, onthoof, onderstebo gehang, gestenig, omdat hulle Jesus bely. So ten bloede het hulle teen die sonde gestry. En hierdie sê vir ons hoe die Here verwag dat ons vir hom wees, nie teen hom nie. Ons kan nie halfhartig stry nie. Soos in 'n sportwedstryd, as jy halfhartig maar halfpad opdaag vir 'n wedstryd, gaan jy verloor. Ons is blootgestel, broers en susters. Dit het bloed gekos om ons los te kry in die mag van die duiwel. Jesus se bloed aan die kruis, in sy lyding, sy bloed in Getsemane toe hy bid, sweetdruppels soos bloed, om ons los te kry van die sonde verraad van Adam en Eva. Dit was nie net ongehoorsaamheid nie, hulle het hom verraai, hulle het hom verag, hulle het hom weggestoot. Hierdie liefdevolle God wat vir hulle die skepping gee en sê, julle mag heers wat julle niks voor gedoen het nie, Adam en Eva stoot hom weg en verag hom. Ons sal God wees. En dit het Jesus se bloed gekos om God se woede en oordeel oor hierdie sonde te laat bedaar. Met hierdie liefde, vers 5, moedig hy ons aan. Maar nou sê, julle het vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. Hierdie woord aanmoedig beteken versterk, bemoedig. Omdat ons kinders is. Dis 'n liefdesbrief wat aan julle as kinders gerig word. Hou dit altyd vas. Heeltyd ons is kinders. Dit gaan oor die liefde van God. En daarom hierdie 4 keer word gesê, my kind moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie. Dis nie sommer maar net iets lig nie. Moet dit nie ignoreer nie, dis die betekenis. Moet dit nie verwerp nie. God is in beheer van hierdie hele skepping en ons lewens. Hy's vrymagtig, hy mag dit doen, hy besit alle mag op hemel en op aarde. Seker die bekendste teks, een van die in die Bybel oor die laaste groot opdrag van Jesus aan sy disippels. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, en dan gaan heen en maak disippels, en weer die liefde aan die einde, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Kom ons klim net bietjie in hierdie vers 6 in oor die woorde tug en straf. Want hy word gesê, hy tug die wat hy lief het, en hy straf die wat hy as sy kinders aanneem. Die woord tug, dis die Grieks paideio, die Engels chastening, en ons verstaan dit as God is juis doelbewus liefdevol besig om ons te dissiplineer. Disipel, om sy disipel te wees, het ons dissipline nodig. Dis instruktiewe opvoeding, soos 'n pa en ma met die kinders. Ek leer jou. Nie uit woede nie, maar uit liefde. Omdat ek vir jou lief is. Dis soos 'n eysterhand en fluweelhandskoen. Ek vat jou vas, maar ek maak jou nie seer nie. Ek lei jou, ek leer jou. Straf, maar as die goeie is die, sy nie glo nie, maar het word vertaal met hoop. Weet jy wat so hoop is? 'n sweep. Natuurlik sal baie metodes vir ons dalk pak slaag gee, maar ons het almal meeste groot geword met 'n goeie pak slaag. Dis wat die woord beteken. En ons gelees, ons vaders en ons het vir hulle eerbied gehad.
Die doel is om te korrigeer nadat ons gesondig het. Dit is die straf. Ons weet, as ons gesondig het, moet ons gestraf word. God is 'n regverdige God. My seun, my dogter, kinders luister mooi, jonk of oud, moet aanvaar die straf wat die Here, want dit kom van die Here af, en moet jou nie teen die teregwysing verset nie, want die Here straf die mens wat hy liefhet, net soos 'n vader doen met sy seun. Die Hebreër skrywer het hierdie gedeelte uit Spreuke aangehaal wat ons gelees het. As vaders het ons wel 'n kort tydjie volgens ons sondes getuig, maar God tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Ek wil 'n voorbeeld noem vir u. Miskien ken jy dit, ek het al 'n vorige keer genoem. Sê nou maar, gebruik jy verbeelding. Jy en jou dogtertjie of jou seentjie of boetie of sussie, iemand kleiner as jy, julle stap in die veld, op 'n veldpaadjie. In die bos, gevaarlik. Ek was nou in die wildtuin, ek het tevore gehad, maar daar was daarom 2 wagters met gewere, wat ons rustig gestel het. Ons het slange gesien. En in hierdie paadjie, jy verantwoordelike ouer of oupa en ouma, kyk in die pad af en sien 5 meter weg van my kind is 'n slang in die gras, in die paadjie. Die kind kyk na die bome en die blommetjies en die voeltjies. Jy het een van 2 dinge om te doen. Of jy doen iets of jy doen niks. Die een is liefdevol en die een is liefdeloos. Of jou kind te sê, okay, of net te dink, dis nou maar jou moeilikheid, jy stap voor, jy moet maar doen wat jy wil, ek laat dit aan jou oor, ek hoop jy sien die slang. Is dit liefdevol of liefdeloos? Dis liefdeloos. Die kind weet nie, die kind ken die gevaar nie. Dis die opvoeding, die ouers sien die slange. Liefdevol is, waarsku, sê stop, pas op. En as jy wil hoor nie, dan stamp jy hom uit die pad uit en hy val dat die bloed loop op 'n klip. Die kind vra vir jou, ek dog pa en ma is my lief. Nou stamp jy my. Nie iets om oor te bly te wees, maar om oor te huil het ons gelees. Tot hierdie slang wys aan sy die kind. Dankie pa, dankie ma. Ek is hierdeur gevorm en bring 'n vrug. So maak die Here met ons, wanneer hy ons stig. Hy ken die gif van die slang. En hy weet beter as ons. Hy weet alles. Hy trek ons na hom toe uit liefde. Die doel is om ons karakter te verander, dat ons leer en buigbaar is om gevorm te word en te groei in heiligheid. Ek wil wel sê, net vinnig, broers en susters, dis kan 'n vraag wees, maar straf God elke sonde? Causasie, Latyn, cause, Engels, oorsaak. Ek is nou siek, ek het griep, is dit omdat ek laasweek gelieg het? Nee, want dan sal ons nie leef nie. Elke nagmaal hoor ons God se genade. Ja, hy straf, hy stig ons. Maar hy sal nie dit vir altyd bly toereken en vir ewig vir ons toornig of kwaad bly nie. Hy handel nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie volgens ons ongeregtigheid nie. Aan die einde, so groot as die ooste van die weste is sy liefde vir ons. Daarom vat hy ons baie keer op 'n moeilike pad. Ons het nou gesing. Ek is 'n potskerf in God se hande of klei. Verbeel jy sit in die pottebakker se studio of sy werkswinkel. En al daai stukkies klei is so op die rakke. Maak nie saak in watter verband nie, is nie lekker om op die rak te sit nie. Nie waar nie. Ek ervaar verwerping as niemand my sien nie, of erken, of my wil hê nie. As ek vergeet word, agtergelaat word.
En dan vat die pottebakker daai stuk klei. En ek begin hom vorm. En hom sê, dankie, dis my beurt. Dankie Vader dat U my raak gesien het en my vat. En nou druk hy vir daai klei, dis ek. En nou moet ek sag wees om gedruk te word en gevorm te word. As die klei sou praat, sal hy sê, eina, want ek word gedraai en gedruk en gesny. En ek kan ook sê, ek is bang vir die mes. Maar dankie Vader, U is met my besig. Ek word iets nuttig, in plaas van die stuk klei op die rak. Al maak dit seer, dis die beeld van die pottebakker en die klei. Hy tel ons op in 'n vormingsproses. Kom ons kom by die toepassing, broers en susters, vers 7. Verdra die tug. Verdra, ons het gelees in vers 3, Jesus het die sondaars en die vloek en alles teen hom verdra. Hy sê 'n woord. Dit beteken gewillig ontvang, omhels, geduldig uithou en volhard wanneer jy gevorm word. Want God is besig om jou te vorm na iets mooi. Ek moenie hardkoppig wees nie. Ek het bely. Ek wil net hier in Hebreërs 3 vers 15 lees. Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos die vaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het nie. Vandag, nou, in hierdie erediens, is 'n oomblik waar die Here met ons praat en jou gryp, en ek vra nou, broers en susters, elkeen, verdra ons dit, omhels ons dit. Om 'n besluit te neem en sê, ek luister, en ek gaan doen wat die Here vra. Ek gaan my laat vorm, ek is nie meer hardkoppig nie. As ek was, en ek het geheers in my verhoudings, en dit gaan oor my wil, en my raad, en my planne, en my geld, en my besittings, dan moet ek verander, en vandag is 'n goeie tyd om dit te doen. Want die Here praat nou, en hier sit ons en luister. Vanmiddag dalk is ons weer in die wêreld, môre, nou, vandag. Ek het bely, ons net nou. Hy verseker my Sondag 1, deur sy gees om van harte en gewillig bereid te wees om vir hom te lewe. Ek herinner jou aan jou belydenisbelofte. Meeste van julle wat hier sit en ek, die kinders wat nog die belydenisslas luister. Ons het beloof, ja, Here. Ek sal die bediening van die woord en sakramente, dis hier, ywerig gesoek. Ywerig is met 'n plan en aksie. En gewillig en met vreugde my gawes tot opbou van die ander en tot die koninkryk van God aanwend. Is ek daar? Of sê ek nee? Nie nou nie, nie ek nie. En dat ons aan die tug sal onderwerp, as ek my dalk misgaan. As die dominee of die ouderling na jou toe kom, of iemand anders, Galasiërs 6 vers 1 tot 4, laat toe dat ons mekaar in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. Nie oordeel nie, maar mekaar bystaan. Vermaan mekaar, sê die Bybel. Luister vir mekaar. Moenie sê, jy kan niks vir my sê nie, want jy is ook vol sonde. Ons almal het sonde. Maar die Here sê ons met liefde, daai selfde liefde na mekaar kyk, mekaar oppas. Ek kan nie sien dat iemand wat ek lief het in die stroom van die wêreld beland en teen 'n afgrond gaan afstort by die waterval nie. Ek moet 'n tou uitgooi en sê, gryp vas. Ek begin saamvat. Hoekom? Hier is ons by die evangelie. Weet nie wie is goed in wiskunde nie. Dis 'n vergelyking. Ek weet u weet dit, maar maak dit net weer vas. Alle heidense godsdienste werk, alle ander behalwe ons. Geloof plus dade is ewige lewe. Jesus plus wat ek byvoeg
is gelyk aan redding tot die ewige lewe. Dis 'n lewe, ek doen goeie werke sodat ek gered kan word. En ek doen dit, hulle doen dit uit vrees, nie ons nie. Ek weet nie wat ek genoeg gedoen het om in die hemel te kom nie. Ons is omgekeerd. Alleen ons, Jesus alleen, die woord alleen, geloof in Jesus alleen gee die ewige lewe as ek werklik glo. En die dade skuif aan daai kant van die vergelyking. Ek doen goeie dade omdat ek reeds verlos is uit dankbaarheid. Dis hoekom ek Here gehoorsaam. Moenie vrees nie. Dien die Here uit liefde, omdat jy gered is. Jy wat glo. Jy wat die Here dien. Ouers, doen dit met die kinders. Gryp hulle vas. Hou hulle naby. Kinders, luister. Ons het nou Psalm 32 gehoor. Ek sluit af. Hoor die digkuns van Tosius. Psalm 32 vers 5. En kinders, julle moenie so wees nie. Luister nou. Moet almal nou vir my kyk. Elke ouer, elke oupa en ouma bid dat julle nie in die verkeerde stroom beland nie. En julle moet hulle gehoorsaam wees. Wil soos 'n perd nie wees wat opwaarts styer, die perd wat jy wil tem. Of soos 'n muil wat ons sy dienswerk weier, wat mense hand moet dwing met toom en tuig, tot hy sy krag en diens betoon moet buig. Die godlose man het baie smarte, maar wie op die Here vertrou van ganser harte, hy sal gewis, ook onder kruis en druk, die guns van God, 'n krans vleg in geluk. God het ons lief. Daarom ervaar ons die tug as liefde. Tug word net as 'n beginsel, onthou dit, as liefde ervaar in 'n verhouding van liefde. As daar nie 'n verhouding van liefde is nie, ervaar ons tug as weggestoot. Jy het jou kinders lief, daarom doen ons dit. Ons doen dit dat ons vrede kan hê in ons lewe. Die vrug, die wat daardeur gevorm is, vers 10, is 'n vrug van vrede. In jou verhoudings, huwelike, ouers, kinders, vriende, familie, waar daar onvrede is, waar daar spanning is, waar daar rusie is, waar daar geweld is, word herstel, omdat ek my laat buig voor die Here. My angs, my depressie, my spanning in hierdie chaotiese wêreld, dit gaan genees, omdat God my sterk maak, laat groei in heiligmaking en gehoorsaamheid. Mag ons gehoorsaamheid aan God getuienis wees teenoor die ongehoorsaamheid van ons voorouers, Adam en Eva. Deur die krag van die Gees, deur Jesus, die ewige vredevors, wat ons lei op 'n pad van heiligmaking, deur die krag van sy Gees. Vandag, môre, elke dag, tot ons laaste lewensdag op aarde. Dan word daardie dag die eerste dag van ons ewige lewe by God in volle heerlikheid saam met hom. Mag die Here se Gees ons daartoe help. Amen. Ons gaan saam dank. Ons Vader, ons kan nie anders nie as om eintlik nou stil te wees. U woorde is genoeg. Ons het nie meer hierop te sê nie. Maar ons wil met alles in ons hart en ons verstand en in ons krag U aangryp in ons liefde en ons
dankbaarheid vir dit wat U doen, dat U ons van die rak afhaal en vorm. En ons sterk maak, ons en ons kinders, vir hierdie wrede lewe. Ons almal moet geestelik volwasse word, anders gaan ons buig en val en kruip onder die druk wat hierdie stikkende wêreld om ons het. Ons gaan dit nie maak nie as ons nie vir U het nie, as U ons nie sterk maak nie, en dit is waarom U ons vorm. En mag ons dit aangryp uit dankbaarheid. Ons en elkeen wat ons ken, mag hierdie boodskap uitgaan, want ons weet, elkeen van ons ken iemand wat hom of haar nie wil laat buig nie, of wat steeds hardkoppig voortploeter. En wat ons gelees het, die goddeloses het maar baie smarte. Mag ons nooit in daardie stroom beland nie. En daarom bid ons, Here, gryp ons vas, ons as 'n gemeente ook. Ons gaan nou sing van hoe U ons as gemeente, as kerk ook krag gee om mekaar by te staan. Ons het gehoor van die wat swaar kry deur siekte, deur beproewings, deur dood. Hierdie week, as dit U wil is, volgende week om voor 'n oop graf te staan. Trane van hartseer. Trane van seer kry. Dankie dat U ons vorm en sterk maak. En so bid ons, Here, nie net vir die wat ons ken nie, maar ons hele omgewing, ons land, ons wêreld. Ag, Here, waar gaan dit heen? As ons die vuurpyle sien blits in 'n wêreld vol oorlog, dan weet ons U is naby. Dan weet ons U is in beheer. Want U sê vir ons, dit gaan so wees, maar U gaan ons beskerm. U gaan ons vashou. Maar steeds bid ons, gee vrede op aarde, Vader. Steeds bid ons, dat U ons sal gebruik in ons invloedskringe, waar ons werk en woon, en waar ons saam kuier, dat ons van U kan getuig. Lei ons hieruit, o Here, en maak ons getroue getuies, net deur 'n glimlag, net deur vriendelikheid, net deur goedhartigheid, die vrugte van die Gees, teenoor ander, dat die Jesus in ander, die Jesus in ons kan raak sien. Al gaan dit soms met trane gepaard. Ons bid dit, want ons is van U afhanklik. En daarom in die naam van Jesus Christus, die koning van alle konings, met alle mag, in hemel en op aarde, en in die besonder in my lewe. Amen.